Here, baie dankie dat ons nou die geleentheid het om na u woord te kan luister. En ons kom bid en vra, Here, dat u met hierdie woord vir ons sal kom ontmoet en dat u ook vir ons sal kom vertel hoe u wil hê ons as u kinders moet leef met u Bybel as u soldaatjies hier op aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nou net 'n liedjie gesing. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, ek is nie 'n reissoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Nou die vraag wat ons dan nou vir onsself moet vra, is hoe lyk Jesus se soldaatjie? En dit is wat oom Paulus vir ons in Efesiërs wil leer. Ek het die boodskapvertaling opgesit, en ons gaan dit nou saam met julle lees. Jacques, sal jy vir my net 'n stoel gou bring uit die konsistorie uit asseblief. Ek moet sê, Masha het vanoggend vir my gesê, ek is true to the tradition. 18 jaar terug het ek 'n jonge heer, Andries Blou, hier op die stoel laat staan, op die jonge ouderdom van 16 jaar oud, en vandag het ek die voorreg dat Annies Olivier by my gaan kom staan, maar nog nie nou in die Boeta, ons gaan eers lees en dan gaan ek vir jou aantrek, hoor jy, nou toe, kom ons lees eers wat sê die Bybel. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gee om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog daar buite en ons is deel daarvan. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie, ons moet teen al die onsigbare magte van die duiwel kan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen baie verkeerde dinge, maar dit kom ook van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose op julle toesak, julle nie 'n duim hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Baie mense maak vandag ons so groot dat ons moet verskriklik bang wees vir die duiwel. Jesus wat ons aanbid gee vir ons al die goed wat ons nodig het om weerstand te kan bied, dat die duiwel ons nie kan uitvang met sy slinkse planne nie. En dit gaan ons nou van nader af kyk. Dit is die klere wat julle moet aantrek, dat die duiwel iets aan julle doen. Die waarheid moet soos 'n beld om jou middel vasgebind wees. Die wete dat God jou van al jou sonde vrygespreek is, moet soos 'n stuk staal jou bors beskerm. Jy moet altyd gereed wees om vir ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons bring. Dit moet so skoene aan jou voete wees. Dan is daar nog jou geloof. Dit is die intieme verhouding met die Here. Dit moet soos 'n skild wees, waarmee jy al die giftige aanvalle van die duiwel kan eenkant toeslaan. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie, jy is gered. Dit is soos 'n ysterhelm wat jou gesig en kop beskerm. Die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee, om die stryd mee te voer. Dit maak nie saak wat gebeur nie, hoe beklei ons as Jesus se kinders, ons bid. Praat met God en vra vir hom wat julle wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. En onthou, moet julle nie omkant laat vang nie, en moet ook nie vergeet om vir julle ander gelowiges te bid nie. En dan sê Paulus, moet ook nie van my vergeet nie. Bid asseblief vir my, dat die Here vir my die regte woorde sal gee, wanneer ek met mense oor hom sal praat, sodat ek nie bang sal wees om mense van Jesus te vertel nie, al verstaan hulle nie altyd alles mooi nie. Paulus wat die Bybel skryf, vra dat die ander soldaatjies van Jesus vir hom as soldaat moet bid, sodat hy nie bang sal wees nie, né? Interessant dat Paulus bid en vra dat die Here vir hom die ywer en die passie sal gee, dat hy nooit hoef terug te deins. Paulus van alle mense. Al sit ek nou hier in die tronk, sê hy, het God my aangestel om die goeie nuus aan almal te vertel. Bid tog asseblief dat ek nie bang sal wees om die boodskap so reguit en duidelik te verkondig, soos wat ek moet nie. Nou, ons het nou gehoor van die klere wat ons as Jesus se soldaatjies moet aantrek. Die mooi Afrikaanse woorde vir hierdie klere is armor. Armor is dit wat ons moet aantrek.
of ook beter bekend as wapenrusting. OK, nou gaan ek vir julle gou so 'n paar interessante dinge vertel. 'n Romeinse soldaat op wie hierdie beeld geskoei is, se wapenrusting wat hy saam met hom gedra het, was so tussen 30 en 35 kg. Dit is wat hy aan sy lyf gedra het. As hy nou nog sy rugsak en die bygehad het, het dit so opgegaan na 40-45 kg toe. Met dit het hulle gemasseer 30 km 'n dag. Dit was die gemiddelde afstand wat 'n Romeinse soldaat afgelê het. Nou dink ons 30 km, dis amper Keimoes toe. Maar die verskil is, hulle het dit in groot linies gedoen, van soldate van 1000, 2000, 3000. En die rede hoekom hulle so effektief was, sê hulle, dat daai soldate het elke tree presies op dieselfde tyd gegee. So hulle was geoefen en gedissiplineer gewees. Nou, die soldaat van Jesus wat ons gaan aantrek vandag, gaan nou nie noodwendig 'n Romeinse wapenrusting aan hê nie, maar ek moet nou eers vir julle gou nog 'n ding leer. Die Bybel leer dat die soldaatjies van Jesus moet 'n gordel aan die lyf hê. Nou, hoekom moet hulle 'n gordel dra? In die Bybelse tyd het hulle rokke gedra, bietjie voller as die een wat ek nou aan het. Maar hulle het nie dan nou ander klere gehad om aan te trek voordat hulle armor kon aantrek nie. Daarom het hulle belt gehad en dan het hulle die volgende gedoen. Hulle het hulle rokspand so gevat, om so ingetrek, nee, hierdie kant ook, en dan het hulle 'n belt gevat. Nou moet ek eers die armor hier uithaal. Dan het hulle 'n belt gevat. Waar is hy? Hierdie is nou sommer 'n gown se belt, maar dit sal dieselfde storie vertel. Dan het hulle die belt gevat en hom om hulle lyf gesit. En dan hierdie knop bol wat hier was, het hulle dan nou so bymekaar gemaak. Sien, nou is jou bene los. Nou kan jy hardloop. So dis hoekom hulle die belde gedra. Die belde het dit vir hulle. Kyk, jy kan mos nie met 'n rok hardloop, jy het mos net soveel spasie, maar as jy hom intrek soos 'n broek, dan kan jy maar hardloop. En dis hoe hulle in die Bybelse tyd beklei het. So hulle het, omdat hulle rokke gedra het, was die beld daar wat baie belangrik was. Die skild. Ons het ook nie vandag 'n Romeinse skild, ek wil net hê julle moet die idee hê. Die skild was omtrent so hoog, so hier by 'n man se bors. Daai skild was so omtrent 5 mm dik en hy was van leer en hout gemaak. Van die beste wapentuig van die tyd, want hy was effektief en lig genoeg om pyle af te keer. Die soldate het dan soos, as hulle sê nou hulle was so 'n groep, het elkeen sy skild gevat en dan het hulle so toegepak. Dan het hulle so beweeg, dan sien jy net die skilde, en aan die lansieskild het hulle die spiese deurge, so hulle het eintlik gelyk soos 'n eystervark wat rondloop, want hy's rondom skerp, en niks kan by hom uitkom nie. Ek wil u weer nooi, ek sal die video's ook opsit, vir diepere, daar het ek baie geskiedenis oor dit gegee, die Pinksterreeks van 2020 wat ek gedoen het ek elkeen van hierdie wapentuig bietjie uitgepak. Ek gaan dit ook in hierdie week met die snoeiteks gedeelte weer doen. En dit sal ook beter beskryf wees in die Bybelstudie wat môre uitkom. Maar vir ons kinders vandag is dit belangrik dat hulle eers 'n paar goed moet weet. Annies, nou moet jy eers hier by my kom staan. Trek gou eers uit jou skoene asseblief. My met jou skoene ook vir my gee. Want ons het nie die skoene wat ek het is 'n size 12, so dit sal nie vir Annies werk. Kom klim vir my hier op die stoel, Annies. So die eerste ding wat ons soldaat moet gee, ons gaan nou nie vir ons soldate rok aantrek nie, maar julle kan maar dink uit 'n rok. Die eerste een wat ons vir hom aantrek is 'n belt, lig op jou arms. Dis 'n gordel. Hierdie gordel wat hy om hom dra, is die waarheid van die evangelie. En wat is die waarheid van die evangelie? Die waarheid van die evangelie sê, Jesus is vir jou baie lief. Die waarheid van die evangelie sê, net Jesus is die weg hoe jy hemel toe gaan. Mense kan vir jou allerlei stories vertel, dat daar's ander goede wat jy kan doen, dis net Jesus wat vir jou kan help. En hoe het hy dit gedoen? Hy het ons kom vergewe, hy het ons kom vryspreek, en dis waar ons die volgende ding aansit. Hierdie noem ons 'n borsharnas. Annie, sit deur jou arm hier. Sit hierdie arm hier deur. Sien julle, hy het nou 'n borsharnas aan. Nou, sy rok is opgetrek, nou kan die pyle maar kom. Die borsharnas sal keer dat die pyle hom kan aanval. En dit is vryspraak. Dis Jesus wat ons vergewe. Ons sê altyd, Jesus moet my hart kom skoon was, né?
Nou wat sit agter die borsharnas? Antwoord net mooi asseblief. Wat sit agter die borsharnas? Jou hart. Die kosbaarste van die mens sit agter hierdie borsharnas. En dis waar Jesus ons kom vrymaak. Hy kom maak ons harte skoon, hy kom maak ons harte rein en hy beskerm daai hart van ons met die vryspraak. En dan skoene van bereidheid. Ons soldaat gaan vandag bietjie oorlog toe met 'n paar Strasbergers. Maar kyk, as jy 'n paar Strasbergers aan het, kan jy die wêreld verskuif, veral hier in ons wêreld. Daar kom niks by 'n Strasberger nie. Daar's niks waarvoor. Die ander een is 'n redback, maar okay, tussen Strasberger en redback is hy redelik beskerm. So ons soldaat het vandag 2 Strasbergers aan. Sal jy hulle gou slank vir ons aantrek asseblief? Wat laat skoene my doen? Dit laat my, nee man, my voete laat my loop. Wat laat my skoene my doen? My skoene help my om makliker te loop. Is hy aan? Is hy aan? My skoene help my om makliker te loop. Soos wat by die atletiek, dan trek julle mos sulke snaakse skoentjies aan. Dit lyk so sulke velle wat julle oor julle voete trek. Hulle het sulke spykertjies. Dit laat jou mos nou, party sê mos is my vinnige skoene. Nou hierdie soldaat se skoene wat hy aan het, dit stel ons in staat. As ek hy skoene van my aan het, dan wil ek hardloop. Soos ons as Jesus se soldaatjies ons skoene aan het, dan wil ons met die waarheid en die vryspraak vir almal gaan vertel. Maar julle sien, ons soldaat kort nou nog 'n paar parte. Die volgende ding wat ons soldaat nodig het, is 'n skild. Nou, hierdie is nou die grootste skild wat ek by die Crazy Store kon kry. Hierdie is nou die skild wat ons soldaat gaan hê. Hou hom lekker vas, nee, draai jou hand om, daar sy. Hierdie is ons soldaat se skild. En dis met hierdie skild wat hy die brandpyle afweer. Wanneer daar vir hom gesê word, jy's nie slim genoeg nie, dan vat hy die skild van Jesus en sê, ek is Jesus se kind. Ek glo in Jesus en ek gaan nie daai leuen glo nie. Dan vat hy hy al die pyle wat na hom toe gegooi of geskiet word, kan hy met sy skild keer. Julle sien nou hoekom ek 'n normale skild kon gehad het, want dan sou brandies heel weggesteek gewees het. Nee. Die volgende een wat ons op het, is die helm van verlossing. Dis die helm van verlossing. Hy beskerm ons koppe. So is die wete ook, ons gedagtes. Baie keer begin ons as mense in ons koppe dink, ek weet nie of ek regtig Jesus se kind is nie. Ek weet nie of Jesus regtig vir my lief is nie. Ek weet nie of Jesus regtig vir my omgee nie. Dan kom sê verlossing as 'n helm op ons kop. Net soos wat jy is Jesus lief vir jou. Jy hoef nooit te twyfel dat Jesus vir jou lief is nie. Jy hoef nooit te twyfel dat hy vir jou aanvaar net soos wat jy is nie. Jy hoef nie in jou kop eers daai gedagte mak te maak nie, want die verlossing van Jesus kom beskerm jou kop. En dan die laaste ene is die swaard, die gladius. Dis waarmee hy dan nou kan oorlog maak. So nou sien ons soldaat is op pad waarheen. Ons soldaat is op pad vorentoe. Draai gou om, Annies. Het hy iets op sy rug? Nee. Jesus se soldate draai nie om nie. Hulle gaan vorentoe. As niks wat jou rug beskerm nie. Want in die lewe draai jy nie om nie. Jy vlug nie weg nie, jy keer nie jou rug nie, jy gaan vorentoe. Want jy sê mos, ek is, wie se soldaatjie? Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek gaan vorentoe met die waarheid om my lyf gebind as my gordel, vryspraak wat my bors beskerm, bereidheid om die evangelie te verkondig, 'n paar lekker Strasbergers, 'n skild van geloof wat sê, ek glo in Jesus en met hierdie skild keer ek alles af wat kan sê dat ek nie Jesus se kind is nie. Dan is my kop beskerm met die verlossing van Jesus, wat my gedagtes voortdurend daaraan onthou, jy is God se kind, jy hoef nie daaroor te twyfel nie, want Jesus se verlossing is nie net vir my hart beperk nie, maar my hele lewe, my hele wese is omvou met Jesus se verlossing. En dan die swaard in die hand, dit is die woord van God. En dit is waarmee ons weerstand bied. Ons bied weerstand met die woord van die Here. Dis die woord van die Here wat my wapen is in die stryd. Ek gaan nie hier buite appel swaai nie, ek gaan die waarheid verkondig, want ek is bereid met die skoene aan my voete om vorentoe te gaan. En dan die wonder van dit alles is, langs my staan nog 'n soldaatjie, en langs hom
staan nog 'n soldaatjie, en langs haar staan nog 'n soldaatjie, en langs haar staan nog 'n soldaatjie. En so staan ons almal met ons volle wapenrusting en ons skilde. Nou wat mooi is van die Romeinse soldaat se skild, hy was so gemaak dat hy het halflyf die soldaat beskerm en halflyf die een langs hom. So as daai soldate saam beweeg het, so toegepak, dan het die bevelvoerder opdrag gegee, en dan het hulle die skild oopgemaak, die spies deurgesteek of die swaard teruggetrek, en die dop toegemaak, dan het hulle volgende tree gegee. En so sorg ek dat ek en my maat langs my beskerm is, want langs my is daar nog een, wat homself en my ook beskerm, en dis hoe die kerk van die Here Jesus mekaar beskerm. Mekaar dra, mekaar versorg, want ons is mos almal Jesus se soldaatjies. En dit is die enigste manier hoe ons as God se kinders kan weerstand bied. En heel ironies genoeg, is dit ook die soldatebeeld wat Paulus gebruik in sy laaste paar woorde uit die tronk aan die gemeente in Efesiërs. Hy kom sê vir hulle wat? Julle is nie net hier om soos vakansiegangers op 'n dekboot rond te ry en lekkerte te hê nie. Ons as God se kinders is hier met een rede. Ons is in 'n stryd gewikkel tot die einde toe. 'n Stryd van opstaan vir die evangelie, 'n stryd van leef vir die evangelie, want ek is, soos hy in Efesiërs 1 gesê het, verkies, verlos en verseël tot wat? Tot 'n aktiewe soldaat van Jesus in God se koninkryk. So kom ons gaan gou vinnig weer deur. Die gordel is waarheid, die harnas is vryspraak, die skoene is bereidheid, die skild is geloof, die verlossing is, die helm is verlossing, en die woord van God is die swaard. Dankie Annies, jy kan maar weer gaan sit. Kom ons haal gou al die parte af. Sy. Kry hom los. Nog 'n keer om. Dankie. So, interessant genoeg, gaan gou 'n bietjie met die groot mense praat. As julle kyk, elkeen van daai 6 wapentye, wapenrustingdele, word eintlik vasgevang met 'n enkele woord. Die waarheid van die evangelie, die waarheid van die vryspraak van die evangelie, wat my bereid maak om deur geloof God se verlossing te gaan sigbaar maak in hierdie wêreld. Dis hoekom ek Jesus se soldaat is. Ek is 'n stryder vir God, want die Bybel kom leer ons, dit is nie maklik hier buite nie. Maar as ek toegerus is met dit wat nodig is, en as ek toegerus is met dit wat God my gee, dan sal ek staande bly in alle omstandighede. Sal ek niks hê om van te vlug nie, sal ek geen rede hê om te vlug nie, want God gee vir my sy belofte, dat ek is 'n soldaat in die linie van die lewende Here, met een doel voor oë, om tree vir tree God se koninkryk sigbaar te maak, en tree vir tree grond terug te wen vir God. Dis hoekom ons hier is. Gemeente, kinders, kom ons tree aan vir diens. Here, dankie dat U vir ons met 'n eenvoudige beeld kom leer en wys wat U droom en U plan en U hoop vir ons is. Dankie Here dat ons weet dat ons het 'n groot bevelvoerder wat reeds klaar die stryd gestry het, wat reeds klaar die oorwinning behaal het, en dat ons net agter U Jesus kan aanstap in die triomftog van die evangelie. Stel U ons in staat, Here, om ons lewe so te leef, dat ons ook as aktiewe soldate in U koninkryk sal diens doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.